weet, ons praat nou vir 'n geruime tyd, het die Here ons net begin lei om te begin praat oor gehoorsaamheid. En ek kom net al hoe meer en meer onder die oortuiging dat 'n klomp van my wonderwerke is gekoppel aan my gehoorsaamheid. En 'n klomp van die tragedie en die ellende en die gesukkel in my lewe is direk gekoppel aan my ongehoorsaamheid. En baie van ons ervaar nie daai oorwinnings wat ons in is nie. Ons kom nie op daai plek van oorwinning nie, want ons doen nie wat die skrif vir ons sê nie. Ons doen nie wat Jesus vir ons gesê het nie. Ek weet nie wie van julle het al ooit deur 'n moeilike tyd gegaan nie. Kan ek vir die hande sien? Wie was al ooit regtig in 'n moeilike tyd in jou lewe? Wat sê die Bybel moet ek en jy doen wanneer ons deur moeilike tye in ons lewens gaan? Die Bybel sê daar's 'n sekere houding wat ons moet inneem wanneer ons deur moeilike goeters gaan. Hy sê, Jakobus 1 sê, hy sê, ag dit loutere vreugde. Ek wil jy moet gou, dink net vir 'n oomblik aan daai stelling. Jy is besig om deur die moeilikste ding, krisis, ellende, suffering in jou lewe te gaan. En die woord sê vir jou, ag dit loutere vreugde. It is insanity. Ek is die pastoor, ek sê nou vir jou, dis malligheid. Maar wat ek daarvan dink, of wat my mening of opinie daarvan is totaal en al irrelevant. Wat saak maak is, hoekom sal die Gees van die Here vir sy kinders sê, as jy deur die moeilikste tyd in jou lewe gaan, ag dit loutere vreugde. Ek wil jou 'n oomblik gee om te dink aan dit. Hoekom sal hy vir jou dit vra? En hy gooi nie net daai woord uit en dan los hy dit nie. Hy verduidelik dan vir ons hoekom. Hy sê hierdie krisis waardeur ek en jy gaan, hierdie ellende, hierdie goed wat jy mee gekonfronteer word, hierdie moeilike ding in jou lewe. Hy sê God is met jou besig met iets. En hy's altyd besig om ons van een vlak van die heerlikheid na 'n volgende ene te vat. En hy's altyd besig om ons meer en meer te heilig. En moeilikheid en swaar kry kom wys vir jou en vir my wat is binne in ons. Het jy dit geweet? Hoe weet jy dit? Wat kom uit jou mond uit? Wat kom uit jou mond uit wanneer die druk 'n bietjie kwaai begin raak? Wanneer jy voel, Here, dit voel soos 'n stoompot hier binnekant. Die pressure bou en die pressure bou en die pressure bou. En baie van ons kan goed wegsteek of ons kan goed hanteer en goed manage. Maar iewers bereik jy 'n punt dat dit wie en wat jy binnekant is, kom uit na vore. Nee, ek het nou nie beplan om oor dit te praat nie. Ek voel nie die Here lei my soontoe en ek gaan 2 stukkies aanhaal en dan is ek klaar. Paulus sit net gou van hierdie skrif op asseblief. Is 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ek wil hierdie vir julle lees want ons praat oor om gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid is om te doen wat vir jou gesê is om te doen. Verstaan julle dit ook so? So dit help veel ons praat net oor gehoorsaamheid. Iewers moet ons dit in konteks en so 'n bietjie prakties maak, né? Nee? Dan kan jy vir my spring na vers, ek dink is vers 6 toe. 1 Petrus 1 vers 6. Hoor gou wat sê hy dan. Hy sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Sê so 'n bietjie allerhande beproewing. Ouens, dit beteken dis 'n wye verskeidenheid van moeilikheid wat jou kan tref. Hy sê, al gebeur dit nou, vir 'n kort tydjie, as dit nodig is.
Sê so 'n bietjie iemand langs jou as dit nodig is. Hoekom sal hy daai stukkie daar sit? Want dan sekere goeders wat die Here in jou lewe sien en hy sê, dit is dalk nou nodig, dat ek so 'n bietjie kom stir in jou lewe. Dis nodig dat ek nou dalk 'n bietjie 'n paar skuwe maak. Dis nodig dat ek so 'n bietjie die pressure opdraai. Hoor wat sê hy, wat se tipe pressure gee hy vir ons? Vers 7. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Hy sê, gaan terug, hou vir my daar, skies. Vers 7, bly jy daar? Sodat die beproefdheid van julle geloof, so hy's besig om iets met jou geloof te doen. Die Here is besig om jou geloof vir jou so bietjie te adjust. Hy's besig om in jou posisie te sit sodat jou geloof kan groei. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan en deur vuur gelouter word. So wat Petrus daar sê is, hy vergelyk jou geloof en die ervaring wat jy het met goud, wat gesuiwer moet word. Wie van julle weet hoe suiwer hulle goud? Peer, jy het ietsie met dit te doen. Hoe doen hulle dit? Met vuur. Sê so 'n bietjie vuur. My oupa het so klein goud claim gehad bo in Zimbabwe. Toe ons klein kinders was, dan vat ons saam na hierdie goud claim toe, dan hulle het nog gepan. Ek weet nie of julle dit al gesien het van julle op die movies al, nee. Dan skep hulle daai sand so uit die rivier het en dan pan hulle hom nou, nee. En dan is hulle nou daar besig. Nou is die klein seentjies hier nou verskriklik. Jy's nou baie beïndruk met hierdie hele storie wat voor jou gebeur. Dan pan hy en spoel hy en dan gooi van die water uit en dan sien jy die goedjies wat blink en hoe meer hy spoel en gooi, hoe meer en eventually is daar hierdie stukkies goud, hierdie vlokkies goud wat daar binne in die pan lê. Maar dan vat hy dit want is nog steeds gemeng met onsuiverhede. En aan die einde van die dag dan vat hy al daai stof wat hy gepan het, dan gooi dit in 'n houer. En dan ry ons na sy huis toe en dan het hy hierdie verskriklike furnace. Wat is dit in Afrikaans? 'n vuuroond, nee. Hy het hierdie vuuroond, ek kan nou nie onthou wat die temperatuur is wat hy daai ding na toe aanjaag nie. 1400 grade. Dit klink amper soos daai vuur wat koning Nebukadneser gemaak het, nee. Ek meen, hy jaag daai temperatuur op. Dan sit hy daai rou stof wat met die goud gemeng is, sit hy binne in daai vuur. En dan los hy dit. Nou staan jy buitekant en dan dink jy, maar is die ou man gek? Hy gaan hy goud wegkook. Hy goed gaan smel, dit gaan vergaan. En dan na 'n rukkie, dan het hy so lang tang, so ystertang, dan gryp hy daai houertjie, dan trek hy hom uit. Dan sit hy hom op die kant neer, dan koel hy af. En dan daar 'n snaakse ding gebeur. Jy sien nie sulke swart, pikswart goeders wat hier bo op die oppervlakte kom lê van hierdie houer. En dan dink ek, ja nee, hy het hom nou wragtig opgevoeter, hy het nou alles gebrand. Dit lyk soos mense wat muffins bak en die oond te lank aan vergeet het, nee? Dan kom hy met so 'n hamertjie. En dan kom tik hy daai boonste goeders wat op die oppervlakte lê, kom tik hy so tik 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 en dan spring dit af. En dan sien jy onder daai swart, sien jy hierdie absolute onbeskryflike mooi goue kleur. En dan dop hy daai houer om en dan kom hierdie gouderts wat vermeng was met die onsuiverhede. Maar wat as gevolg van die hitte het daar 'n skeiding plaasgevind wat gemaak het dat daai onsuiverhede na die bo toe kom. En al wat hy hoef te gedoen het is, hy kan van dit ontslaa raak. En dis wat Petrus vir ons beskryf. Hy sê waar jy nou in jou lewe is dit dalk nou nodig gewees vir hom om toe te laat dat die temperatuur in jou lewe so 'n bietjie opgejaag word. Hoekom? Sodat jy kan sien, wat is daai onsuiverhede wat hier binnekant is, wat na die oppervlakte moet kom, so that you can deal with it. Sodat jy daai goed uit die pad uit kan kry, uit jou lewe uit kan kry. Hoekom? Want hy soek 'n heilige bruid. Hy soek jou heilig en rein en skoon. Maar as jy nie glo dat hy met jou nou besig is nie, you will fight the process.
Jy gaan rondhaal soos 'n mal mens en jy gaan brandblusser soek om hierdie vuur uit te sit. Want jy verstaan nie wat is God mee besig om te doen in jou lewe nie. So jy gaan die proses, gaan jy verhinder. Gaan net gou terug na vers 6 toe. Wat moet jy doen wanneer daai vuur so warm raak? Verheug jou. Hoekom? Omdat jy mal is? Omdat jy 'n sadis is? Omdat jy hou van die pyn waardeur jy gaan? Nee. Want ek verstaan, U is met my besig. Hierdie ding wat met my gebeur, wil die vyand gebruik om my te verwoes. Hy wil hê ek moet doodspreek. Hy wil hê ek moet elendig wees. Hy wil hê soos Job wat hy gehoop het God gaan vloek, hy hoop jy gaan dieselfde doen. Hy sit daar met sy duime en hy hou vas en hy sê, come on, vloek hom, vloek hom. Here, waar is jy? Hoekom het jy my vergeet? Here, hoekom is jy nie vir my nie? Here, waar is jy? Hy soek daai goed wat uit jou mond uitkom. Leer die les by Job. Hallowed be the name of the Lord. Daai vuur wat jy nou beleef, wil God gebruik om jou geloof te versterk. Amen. Stop trying to extinguish the fire. Stop running from the fire. Whenever you go through hell, don't stop. Keep going. Druk deur. Hoe doen ek dit? Deur om aan te hou om te loof en prys. Omdat ek glo, Here, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. Halleluja. Dis daai wete. Dis daai sekerheid. Dawid sê, I have yet to see the righteous forsaken. Ek moet dit nog sien, ek moet sien hoe dat die regverdige gelos word, vergete word. I've never seen it. But you have to do your part. En dit is waar dit inkom by die gehoorsaamheid. Dis waar hy gehoorsaamheidsdeel inkom om te doen wat hy sê. Verheug julle. Verskoon my elke keer as ek dit sê, dan voel ek verstik. Want vir my vlees maak dit nie sin. Nog een versie. Jakobus 1. Maak oop by Jakobus 1. Jakobus 1 vers 1. Vers 2. Sien jy wat staan? Lees dit vir my so 'n bietjie. Hy klink maar treurig, nê? Daar's nie baie oortuiging in daai skrif nie, nê? Ag dit loutere vreugde. Ouens, hoe lyk vreugde? Soos wat jy nou daar in die bank vir my sit en kyk. Hoe lyk vreugde? Opgewonde, dis joy, dis blydskap, nê. Daar's 'n reaksie wat met jou liggaam plaasvind wanneer jy regtig diep bly is. Jy het 'n manier hoe jy uitdrukking gee daarin. Nou sê hy, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande, sê so 'n bietjie allerhande, versoekings val. Hoekom? Omdat ons kens is. Kyk wat sê hy vir jou hoekom. Nou verduidelik hy vir jou weer hoekom. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Sien julle, hy praat weer van jou geloof wat beproef word? Hy's besig om jou geloof te bou. Ons almal soek oorwinnings in ons lewens. Amen. Wie hou van oorwinnings? Kan ek sien? Ouens, jy kry nie 'n oorwinning sonder 'n fight nie.
Almal wil die pryse hê, almal wil die medaljes hê, almal wil die diplomas hê, but nobody wants to enter the fight. Jy's met 'n fight besig. En hoor wat vra hy? Hy het 'n vraag wat hy daar vra. Of hy maak hierdie stelling, omdat julle weet. My vraag aan jou volgende is, weet jy dit? Weet jy waarmee is God in jou lewe besig? As jy nie weet nie, dan gaan jy in crisis management in. Dan gaan soek jy die foute en jy gaan soek waar jy hol rond soos 'n afkop hoender om te probeer uitfigure, maar hoekom gebeur hierdie ding met my? Daar sê hy vir jou. Julle moet weet. God is besig om jou geloof vir jou te help bou. Maar vir dit om te gebeur, moet jy in beproewinge val. Moet daar moeilike goed op jou pad kom. Moet daar versoekinge kom, moet daar ellende kom, daar gaan hartseer wees, daar gaan pyn wees. Sien jy, hy praat van allerhande. Al wat ek en jy moet doen is ons moet onthou, wat is dit wat my pa met my mee besig is? Dawid het vir my gesê, hy sal in die aangesig van my teenstander, wanneer ook al hierdie ding na my pad toe kom, wat dit ook al is, in die aangesig van my teenstander gaan God wat doen? Dankie Bertie, baie welkom jy en jou man hier terug in die huis van die Here, hoor? Ek het daai stem gemis, magtig. Hy sê, in die aangesig van my teenstanders sal God vir my 'n tafel dek. Dis amper asof die Here hier baie aspris is. Hy staan en hy sien hoe die vyand besig is om sy ondergang vir jou te beplan. Weereens, soos met Job. Hy kom en hy vertel in detail vir die Here wat hy met Job gaan doen. En die Here sê, dis fyn. En hy staan terug. En terwyl die vyand besig is met sy schemes, met sy planne en met sy strategieë en met sy halwe waarhede om te slag en te vermoor, kom die Here en hy dek hierdie tafel uit. En hierdie tafel is vol genade. Hierdie tafel is vol goedheid. Hierdie tafel is vol guns. Hierdie tafel is vol vergifnis. En die vyand werk sy planne. En in dit roep die Here jou uit en hy sê, my seun, my dogter, kom sit hier by my tafel. En die duiwel freak uit. Want dis nie wat moes gebeur het nie. Hy moes jou gevloek het, Here. Hy moes jou sleg gesê het. Hy moes aan jou getwyfel het. Hy moes sy rug op jou gedraai het. Hy moes weggedraai het. En nou kom sit hy hier by jou tafel. It's not supposed to be the ending. But with him it is. Amen. Goedheid en guns sal jou volg, my boetie en sussie. Amen. Maar dit gebeur nie net nie. Jy moet gehoorsaam wees en jy moet jou deel doen. Hy begin om te sê, jy moet wat doen? Ek kan nie hoor nie. Loutere vreugde ag. Dis waar jou gehoorsaamheid inkom. En dis waar die vyand sy houvas verloor. Dis wat hy vir jou beplan, en dit is dit wat hy vir jou hoop jou tot 'n val gaan bring, totaal en al geneutraliseer word. Want hy kry nie reg om jou tong te kry om dood te spreek nie. Sê net 'n bietjie harder, Ellie. Met jou wapenrusting, want jy besef jy het 'n wapenrusting aan vir hierdie fight. Amen. En dis wat ek by jou wil los volgende. Dis wat ek vir jou wil sê, my boetie en sussie, jy moet begin besef, gehoorsaamheid is nie net om die regte ding te doen, sodat ek nie God vir teleurstel en dat daar dan 'n straf op my kom nie. Gehoorsaamheid is waar jy jou deel moet doen wat God vir jou gegee het, wat jou oorwinning alreeds is, wat jy net bevestig. That's it. Nou bid ons vir wonderwerke, en hier is like, ek het klaar vir jou gedoen. Ek het klaar vir jou gedoen. Jesus van sy laaste woorde aan die kruis, maak hy hierdie uitspraak, en hy sê, dit is volbring. In ander woorde, alles
wat ek moontlik vir jou kon doen, het ek klaar gedoen. Alles wat ek moontlik vir jou kan gee, het ek klaar vir jou gegee. You just have to step into it. Amen. Jy moet nou op dit begin reageer. Ag dit loutere vreugde. Kan jy vir iemand langs jou sê, yes, ek is happy oor hierdie krisis in my lewe? Ouens, kan jy net hoe gek gaan die vyand raak? As ek en jy rondloop, en jy lag in jy huis, jy sê vir jou vrou, jy kan nie glo nie, ek kom by die ATM vandag. Hoekom lag van julle so? Ons lag daaroor. Maar ouens, en dis nie 'n mind over matter storie nie. Dit moet ons ook reg verstaan. Hierdie is nie the power of positive thinking, wat Tony Robbins al vir 20 jaar vir mense probeer leer nie. Hierdie kom uit, maar julle weet dit mos. Hierdie kom uit 'n diep oortuiging, dat ek weet dat God my in die palm van sy hand vashou. En dat niks en dat niemand my daaruit kan ruk nie. Amen. Geen hel, geen demoon, geen hoogte, geen diepte. Nothing can separate me from the love of God. Hallelujah. Dit kom uit daai wete uit. En dis hoekom ek dan kan sing, this is a house of miracles. Dis tussen manne en vroue wat saam met my hierdie ding glo. Saam met manne en vroue wat saam met my suffer. Hulle bemoedig my, hulle ondersteun my. That builds my faith. En dan sien jy, soos wat daai vuur inkom, dan begin ek sê, Here, dankie vir daai vuur. Here, laat dit kom reinig my, kom heilig my. Here, ek wil meer en meer en meer en meer en meer aanneemlik vir U wees, maar o, Here, ek wil ook meer en meer bruikbaar vir U wees. Halleluja. Staan saam met my. So nou gaan ek jou vra net om daai oefening te doen saam met my. Ek wil jy moet vanoggend uit daai diep oortuiging van wat die woord sê dat dit die waarheid is. Wil ek jy moet jou hande opsteek en dan maak jy daai belydenis. En dan sê jy, Here, ek ag dit loutere vreugde. Here, ek is dankbaar vir wat U mee besig is in my lewe. Here, ek lag nie die duiwel uit nie. Ek raak nie verwaand en arrogant nie. Ek maak nie sulke stellings nie. Maar Here, ek ag dit loutere vreugde want ek weet U is met my besig. Sê dit vir hom. Ek weet U is besig met my. En ek weet U sal my nie los nie. Here, U het nog nooit nie en daarom sal U ook nie. Ek weet dat U is by my. Ek weet al val daar 1000 aan my linkerkant en 10,000 aan my regterkant. Here, met U spring ek oor 'n muur. Amen. Here, ek wil soos Dawid sê, ek wil jy moet dit bely. Ek wil soos Dawid sê, I have yet to see the righteous forsaken. Vir julle boere, ek moet nog sien, met my oë moet ek nog sien, hoe dat die regverdige verlate is, vergete is. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Here, dankie. Dankie vir die vuur. Dankie vir die teëspoed. Dankie vir allerhande goed wat op my pad kom. Want ek weet vanoggend, en dit is 'n belangrike belydenis, ek weet vanoggend, U is besig met my. En ek wil vanoggend soos Job net sê, Here, heilig, 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 heilig is die Here God.